Amen, liewe toehoorder, ons luister weer na die blye boodskap uit die skrifte uit, net skrif al die tyd, van begin tot einde. Net dit wat God vir ons gestuur het, om ons te bemoedig en in 'n heerlikheid in te lei. Dit wat hy begeer het van die begin af, dat elke mens gered moet wees. En dit het hy kom doen, en ons moet dit aanvaar, om dit te ervaar. As jy nie glo wat God vir jou gedoen het nie, is jy verlore vir tyd en ewigheid. Dit is so belangrik dat ons verantwoordelikheid opneem omtrent onsself en absoluut inkyk in hierdie groot evangelie wat gekom het. Ek begin sommer vir ons lees hier uit Efesiërs 1 vers 3 uit. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Dit is so belangrik dat ons sien dat die mens was geseën met alle seëninge. Daar was nie 'n seën wat die Here jou nie mee geseën het nie. Sy genade het verskyn aan jou vir tyd en ewigheid. Jy kan nie vra vir genade nie. Jy moet aanvaar, sy genade het gekom. Jy kan nie vra vir vergifnis nie. Hy het jou vergewe. Jy kan nie vra vir 'n rein lewe nie. Hy het jou lewe gereinig. Hy het jou uit die weg gemaak en vir jou 'n nuwe lewe gegee. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom is elkeen wat nou in Christus glo, 'n splinter nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Daardie ou bedelinge van die Ou Testament het verbygegaan. Alles het nuut geword. In Christus alles splinternuut. Dis 'n nuwe realiteit waarna gekyk moet word. Die 4de vers sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Nou weet ons uitdruklik dat die skrif sê, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Daar's nie 'n moontlikheid dat jy kan gered wees as jy nie 100% die heiligmaking vir jou volbring is nie. Dis nie wat jy moet doen nie, dis wat God gedoen het. 1 Korintiërs 1 vers 30, Jesus Christus aan die kruis vir ons geword, ons geregtigheid, ons heiligheid, ons verlossing en ons wysheid, 'n nuwe wysheid wat die wêreld nie kan verstaan nie. Die 1 Korintiërs, 2de hoofstuk, hele hoofstuk verduidelik vir jou die 2 tipes kennis, 2 tipes wysheid. Verduidelik vir jou duidelik dat die verlore mens kan nie die dinge van die skrif verstaan nie, kan nie verstaan hoe God jou uit die weg kon ruim en vir jou 'n nuwe lewe gee nie. Maar dis alles deur die geloof. As jy geloof uit die Bybel uitneem, dan bestaan die Bybel nie. Die hele realiteit draai om jou eie geloof. Of jy jou geloof met God se geloof gaan meng of nie. Of jy gaan glo wat God glo, wat hy vir jou kom doen het aan die kruis van Golgotha. Hy het 'n ewige verlossing teweeggebring. Jy moet in daardie blydskap kom en daagliks die Here verheerlik vir 'n nuwe lewe wat hy aan jou geskenk het. Alleen die nuwe lewe kan nuwe vrugte dra. As jy nie glo dat jy 'n nuwe lewe het nie, kan jy nie nuwe vrugte dra nie. As hy nog met die gelykenisse besig is, dan sê hy vir jou, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Dis so belangrik dat jy kom op die plek waar jy glo wat Christus vir jou gedoen het. Hy het jou 'n goeie boom gemaak, sodat jy goeie vrugte kan dra. Maar jy moet dit deur jou geloof vir jouself toeëien. Baie belangrik. Soms is ek jammer as ek so 'n bietjie ernstig raak, want dis nie my erns wat 'n verskil aan jou gaan maak nie. Dis jou erns, hoe jy daarna luister en hoe jy na die skrifte luister. Want ek sê weer, ek bring niks uit myself uit nie. Dis alles skrif wat ek vir jou lees, een skrif op die ander skrif. En soos ons daarna kyk, moet jy toelaat dat hierdie skrifte jou denke vernuwe. Jy self kan nie jou denke vernuwe nie. Daar is geen manier nie. Jy moet absoluut glo dit wat God vir jou gedoen het. Ek gaan net
nou gou 'n bietjie afwyk hierso en net vir u gou lees in Efesiërs 4 vers 22. Hy sê dat julle wat die vorige lewenswandel betref, toe jy nog onkundig was, toe jy nog niks geweet het van die Bybel af nie. Luister weer die 22ste vers. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan. Dit wat jy daagliks probeer het, verlei van een kant na die ander. Dan moet jy meer bid. As jy die ander ou hoor, dan moet jy meer toewy. Die ander ou sê nee, jy moet meer vas. Daar bestaan nie so iets nie. Nuwe Testament aanvaar jy wat God vir jou gedoen het in Jesus Christus. En dit bring 'n vernuwing van jou verstand. Luister nou net daarna, vers 23. Hy sê en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou gaan die 25ste vers aan, maar as jy dit nie verstaan nie, dan sal jy dink hy praat van die natuurlike dinge as jy leuns vertel en so. Maar dis nie dit wat hy sê nie. Die leuen is jou eie lewenswandel. Hy sê daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste. Want ons is mekaar se lede. Ons is nou lede van die liggaam van Christus. Kan jy dink hoe belangrik dit is as jy eers daardie werklikheid onder die knie het? Laat jy is net 'n lid van die liggaam van Christus. Christus is die hoof en jy's 'n lid van daardie liggaam. Dan kan jy mos weet, dis net wat hy is wat jy sal wees. As hy heilig is jy heilig. As hy geregverdig is, dan is jy geregverdig. Dis sy toedoen en sy lewenswandel wat vir jou die heerlikheid bring. So dis so belangrik om in hierdie werklikhede in te kyk en dit te sien. Dan sal jy verstaan waarom die gebedslewe so dramaties verskil. Ons gaan nou gou 'n bietjie daarna kyk. Efesiërs 1 van vers 16 af. Hy sê ek hou ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle dink in my gebede nie. Maar luister nou net, die Nuwe Testament al die tyd te dankgebed. Geen van daardie ou rituele van die Ou Testament om te pleit en te soebat nie. Die Amplified Bible in Galasiërs 4 vers 9. Hy sê dat ons nie weer terugkeer na daai ou beggarly ways toe nie, wat jy al die tyd soebat nie. Nee, God het ons geseën met alle seëninge in die hemel en jy moet in daardie heerlikheid wandel. Daagliks dit verwerk wat God jou mee geseën het. Alleen in waardering kan jy in die volle blydskap bly. So vers 17 sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle 'n gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Sonder daai openbaring en kennis van wat hy gedoen het, kan jy nêrens, jy sal niks verrig nie en jy sal geen blywende blydskap ondervind nie. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Ons weet as hy praat van sy erfdeel onder die heiliges, dan weet ons hy verwys na Psalm 139 toe, dat hy het ons geken voordat ons gebore is. Was ons hele geskiedenis in sy boeke geskryf. Hy het ons hele gesê, want God is nie 'n mens nie. God weet wat 1000 jaar gelede gebeur het. Hy weet wat 1 miljoen jaar vorentoe gaan gebeur. Met ander woorde, alles is in sy kennis en hy weet presies wie gaan hom aanvaar, wie gaan glo en dit is die heerlikheid van sy erfdeel, die wat hom gaan aanvaar. En wat die uitnemende grootheid van sy krag vir ons is wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus Jesus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Hy verduidelik vir jou duidelik, waar kom al jou heerlikheid vandaan? Aan die kruis. Luister net na Hebreërs 9 vers 12. Hy sê nie deur die bloed van bokke en diere nie, maar deur sy eie bloed het hy vir ons sy ewige verlossing teweeggebring. Nie 'n tydelike nie,
'n ewige verlossing. Jy self kan jou nie verlos nie. Daar is nie 'n moontlikheid nie. As jy probeer jou eie dinge doen, jy sal sien jy sal elke keer faal. Dink nie eers meer aan die ou mens nie. Verwerp die ou mens. Jy's 'n nuwe skepping. Jy's deel van die liggaam van Christus. Sien jou so en begin in daardie heerlikheid wandel. En dan sal jy sien hoe groot die heerlikheid werklik is. Ek wil eintlik hê dat ons net by 'n punt moet uitkom dat ons nou sien wat die gebed van 'n Nuwe Testamentiese gelowige is. Hoe werk dit? Ek dink ek gaan gou eers daarna kyk, dan gaan ons weer hier aan. Efesiërs 2 vers 4. Hy sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Jesus Christus. Jy sit in Jesus Christus. Jy sien jou al die tyd in Jesus Christus. Jy sit saam met Jesus Christus in hom aan die regterhand van God. En as jy bid, dan bid jy profeties, jy roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan uit hemelse plekke uit. Jy begin van die hemel af bid na die aarde toe. Nie van die aarde af hemel toe nie. Nie Here kom help ons asseblief. Here waar is jy? Here, daar sal 'n deurbraak kom. Daar sal nooit 'n deurbraak kom nie. Die deurbraak het gekom in Jesus Christus. Ons moet die waarheid sien, dat hierdie waarheid ons kan vrymaak. As jy in Christus sit, dan bid jy van die hemel af. Jy proklameer van die hemel af dit wat Christus bereik het aan die kruis. En soos jy dit proklameer, sal dit 'n werklikheid word. Jy gee nie toe nie. Al vat dit tyd, mense, dit sal gebeur. Ek wil maar nou na 'n praktiese ding toe gaan. As jy byvoorbeeld vir jou ongeredde kind, soos ons dit genoem het in die Ou Testament, wil praat, dan praat jy nie van jou ongeredde kind nie. Jy praat van jou geredde kind, wat dit nog nie glo nie. Jy bly by daardie reddingsfaset. Jy maak aan hom bekend wat Christus vir hom gedoen het. Hy moet die blye boodskap hoor. Hy moet hoor wie hy werklik is. Dat Christus hom vrygespreek het, dat Christus sy sonde weggeneem het, dat Christus hom in 'n heerlike plek geplaas het in sy liggaam, dat hy 'n deelgenoot is van hierdie groot evangelie. Die oomblik wat daardie realiteite tot hom deurdring, kom redding, toe julle die woord van die waarheid hoor, die evangelie van julle redding. Mense, dis so belangrik dat ons by die skrifte bly, want alleen die skrifte kan vrugte afwerp, niks anders nie. Hoor net weer, ek lees weer van vers 20 af. Wat hy gewerk het in Christus toe hy my die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof aan alle dinge aan die gemeente gee. Hy is die hoof. Niks kan met die gemeente verkeerd gaan as jy 'n gelowige is nie. As jy 'n gelowige is, bly jy in die heerlike realiteit staan. Is net onkunde wat ons in duistere fasette van die lewe laat beland het. Maar hoe meer ons kyk na die evangelie, dit wat God bereik het, dit waarin ons moet wees, dit wat ons moet glo, dit wat vir ons 'n heerlike toesegging is van God. Kan jy dink, vrye toesegging van God, en jy wil dit nie aanvaar nie? Hy getuig deur wonders en tekens en gawes van die Heilige Gees vir jou, om jou te toon hoe groot hierdie saligheid is wat hy vir jou gegee het. En jy wil dit nie aanvaar nie. Kan 'n mens dink hoe 'n mens absoluut verlore gaan deur jou eie doen en late, deur onkunde? Efesiërs 4 vers 17 en 18 sê julle was geskei van die lewe van God deur die onkunde wat in julle is. Om al jou lewe in onkunde te bly, mense, dit kan nooit werk nie. Ons sê
elke keer vir elke mens wat ooit onder ons bediening is, dat hulle bring skryfgoed saam, maak notas van elke skrif, begin leer, sodat jy self kan 'n standvastige lewe leef, sodat jy kan weet dat dit is wat die skrif sê, dit is wat God sê, en nie wat my gedagtes of wat iemand anders vir my vertel nie. Dit is wat die skrifte sê. Dis God se uitspraak, dis Jesus self wat dit gesê het. Johannes 8 vers 32 en vers 36. Ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. 36ste vers. As Christus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Mense, nou moet ons by onsself vra. Glo ek werklik wat Christus aan die kruis gedoen het? Glo ek werklik dat dit 'n sukses was? Want as dit nie 'n sukses was nie, dan is ek verlore. Maar as dit 'n sukses is, dan is ek gered. Uit daardie oogpunt uit moet ek nou na die skrifte begin kyk en sien hoe dat ek 'n heerlike lewe in hom kan lewe. Dat ek nie meer my eie denke en my eie werke sal beplan nie, maar absoluut in Christus beweeg, sodat ons absoluut in sy koninkryk kan belê en kan wees. Ons hele lewe sal draai om die heerlikheid van hierdie groot God en die evangelie en dit wat hy kom bereik het. Sy werk sal nie voltooi wees tot die laaste oomblik, want hy die groot heerlikheid aan ons oorgelaat om die boodskap van versoening te versprei. Ek wil dit weer aanhaal, 2 Korintiërs 5 vers 18. Hierdie groot God wat ons met homself kom rekonsilieer het en aan ons die bediening van die vryspraak gegee het. Mense, as hy ons vrygespreek het, is ons dan vry of is ons nie vry nie? Jy maak God 'n leienaar as jy nie glo, want God se hele getuienis omtrent die mens is dat hy gered is. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 12, wie die Seun het die lewe. 1 Johannes 4 vers 9, hy het sy Seun aan ons geskenk, uit sy liefde sy Seun aan ons geskenk, sodat ons deur hom kan lewe. As ons nie dit wil aanvaar nie, mense, dan aanvaar ons nie die antwoord nie. Die hele antwoord is in die Bybel, maar dis om van die tradisies en die voorvaderlike kennis en dinge wat vir hulle werklikheid was, weg te beweeg na die skrif toe. Absoluut in diepte na die skrifte te kyk en na die Nuwe Testament. Jy kan nie Ou Testament en die Nuwe Testament saam lees nie. Jy's totaal en al verward. 2 Korintiërs 3 vers 14 sê, as jy weer die Ou Testament lees, is daar 'n sluier oor jou verstand en jy sal nie die Nuwe Testament verstaan nie, want die Nuwe Testament het gekom met nuwe voorwaardes, met groter heerlikhede, en dit is dit wat ek en u moet sien en al die tyd ons vereenselwig daarmee, sodat ons nie meer nodelose lewens leef nie, maar dat ons absoluut leef in die werklikheid, in die geluk en vrede wat hy vir ons gebring het. Absoluut in die rekonsiliasie ingesluit, in die vryspraak wat hy gebring het. Nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in en deur my lewe. So dis so belangrik, mense. En ons weet, die vlees is soos 'n wilde perd. Hy sal altyd probeer om nog iets te doen. Maar jou gees wat God gered het, is verseël met die Heilige Gees van belofte in die Nuwe Testament. En geen sonde kan ooit weer daarin dring nie. Dit gaan nie oor sondebelydenis nie. Dit gaan om Jesus Christus te bely, die ewige verlossing wat gekom het, die ewige vryspraak wat gekom het, die groot heerlikheid wat 'n geskenk is vir elke mens ingesluit, in 'n groot reddingspakket wat vir jou gekom het, jou geseën met alle seëninge in die hemel in Christus. Is dit nie wonderlik nie? Prys sy groot naam. Amen. I'm found was blind, but now